Ek sê nou die dag vir Veronica na 'n rowwe dag. Dit voel vir my asof ek 5:00 die middag net in die bed wil gaan klim. Ek wil niemand sien nie, ek wil met niemand praat nie, ek wil nie 'n telefoonoproep maak nie, ek wil net my oë toemaak en vergeet van alles in my lewe. Dit voel vir my, genoeg is nou net genoeg. Haar woorde aan my was, jy gaan dit stadiger moet begin vat, jy te veel whey op jou werk. Gelukkig natuurlik verslaap en 'n oordentlike gesonde bord kos en 'n klein bietjie oefening en ek is weer in die gang. En toe ek nou vanoggend die oordenking moet opneem, toe dink ek, as ek soms so voel, dan moet daar mos mense daar buite wees wat ook so voel. Soms net voel, weet wat, dis nou genoeg. En vanoggend is juis vir mense wat soms voel, tot hier toe en nie verder nie. Amper soos Elia in die Bybel, as hy voor die Sebel vlug, dan staan hy het self 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar het hy onder 'n besembos gaan lê en gewens hy gaan dood. Hy het gesê vir die Here, nou is dit genoeg, Here. Klink dit dalk vir jou 'n bietjie bekend? Dan skenk jy waarskynlik te min aandag aan selfsorg. Selfsorg is nie selfsugtig nie, maar dit is noodsaaklik. Hoor wat sê die engel vir hom in daardie spesifieke gedeelte in 1 Konings 19 vers 7. Daar staan, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. In ons vinnige en besige wêreld vergeet ons soms om na onsself om te sien. Ons is geneig om ons energie en tyd aan ander mense en ander verpligtinge te spandeer en dit vir dit te gee. Maar wat bly oor vir onsself? Jesus is ons grootste voorbeeld van hoe 'n mens moet optree. Dikwels het hy tyd weggeneem van skares af om alleen te wees. Selfs al was daar nog steeds werk om te doen, het hy homself afgesonder. Wat is selfsorg? Selfsorg is nie net om jouself te bederf nie, maar om verantwoordelikheid te neem vir jou eie welsyn, jou eie welstand. Fisies, emosioneel, geestelik. Dit beteken om tyd te neem om te rus, te bid, God se teenwoordigheid op te soek. Dit beteken om jou liggaam te versorg met gesonde kos, oefening en jou te voed met God se woord en met gebed. Jesus het ons geleer om ons naaste lief te hê soos onsself, Matteus 22:39. Dit impliseer dat ons onsself moet lief hê en versorg. As ons ons eie behoeftes ignoreer, word ons uitgeput en dan is ons eintlik minder in staat om God en ander effektief te dien. Geestelike groei word belemmer as ek en jy nie na ons eie gesondheid en welstand omsien nie. Daar moet 'n balans wees in die lewe. Selfsorg help ons om 'n gebalanseerde lewe te lei. Dit herinner ons daaraan dat ons nie masjiene is nie en dat ons soms nie net kan aanhou en aanhou nie. Ons moet soms ophou werk en aandag gee aan ons gesondheid en ons eie welstand. Kom ons dink sommer aan 'n paar praktiese voorbeelde. Stel 'n roetine. Maak tyd in jou dag om stil te wees, te bid, te reflekteer. Begin en eindig dalk jou dag met gebed en meditasie oor die Bybel. Fokus op jou liggaam, oefen gereeld, eet gesond, onthou dat jou liggaam 'n tempel van God is. Sê nee. Moenie bang wees om nee te sê vir dinge wat jou oorweldig of jou uitbrand nie. Prioritiseer bietjie jou geestelike groei en jou welstand. En dan natuurlik, soek gemeenskap. Verbind met ander gelowiges, mense wat jou kan ondersteun en bystaan, jou kan motiveer en jou bemoedig. Selfsorg is nie selfsugtig nie. Dit is noodsaaklik. Deur na jouself om te sien, stel jou in staat om beter 'n diensknegt van God en ander mense te wees en jou roeping met vreugde en energie uit te leef. Soos ons geestelike lewens versorg, groei ons nader aan God en nader aan mekaar en word ons so kragtiger getuies van sy liefde en sy genade.
Ons almal moet leer om ons eie welstand en welsyn te prioritiseer, sodat ons sterker met geloof en meer effektief in sy diens kan staan. Mag jy jouself bederf, nee, mag jy vir jouself sorg, want dit is noodsaaklik. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons vanoggend weer in ons besige gejaagde tyd en wêreld net vir 'n oomblik kan stil word tot U kan bid. Net vir 'n oomblik kan vergeet van die wêreldse gedagtes, die wêreldse gejaagdheid en net in U teenwoordigheid kan wees en met ons Hemelse Vader kan praat. Help ons, Here, dat ons deur die leiding van U Gees sal luister as die gevaarligte begin flits oor ons eie welstand, en dat ons sal omsien na ons eie welstand, dat ons genoeg tyd alleen sal spandeer om te rus, dat ons U woord kan oordink, tot U kan bid, maar ook om 'n gesonde leefstyl te hê. Help ons, Here, dat ons dit sal toepas in ons lewens, sodat ons beter gelowiges en getuies vir U kan wees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Jy weet al, indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met ander. Ek is seker, daar's iemand daar buite wat nodig het, wat dalk in 'n tyd is in sy lewe en sê, genoeg is genoeg tot hier toe en nie verder nie. Om net te besef, staan stil, maak tyd vir jouself, want selfsorg is nie selfsugtig nie, dis noodsaaklik. Tot 'n volgende keer.